Provider, healer, he must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is he. Who is he? That comes the raging sea. Who is he? Groete in die oorwinnende naam van ons Heiland, die Here Jesus Christus. Dit is nou ons eerste opname vir 2026. Wamkelikile, sê Xhosa mense. Dit is welkom in hierdie nuwe jaar. 'n jaar met geweldige vooruitsigte. Elke jaar, om en by einde van die jaar, tot en met die eerste en tweede week van die nuwe jaar, maak ek dit my besigheid om altyd myself te verken met diegene wat ek nou van weet in my persoonlike hoedanigheid en ook in my studies en navorsing, wie profeties aangelê is. Dan gaan luister en kyk en sien ek, wat sê hulle, sê die Here, vir die jaar wat voor lê. Nou, as heel wat mense, wie se vooruitsigte ek gaan kyk het, en die groter meerderheid van diegene sê, hierdie jaar vorentoe, is dit ontwikkeling bo ontwikkeling op 'n snelpas, baie vinnig, dinge gaan baie vinnig ontvou. Natuurlik, julle wat al 'n geruime tyd Jesus Christus bevry jou siel program kyk, weet dat ek skroom nie om rondom idees en gedagtes van die eindtye te praat nie. En as sulks het ek letterlik op die snykant of rand van die eindtye se nuutste ontwikkelinge met u gedeel. En ek beoog om dit voort te sit, soos ek nuwe idees of vars idees of groter deurbrake bekom. Maar iets waarmee ek hierdie jaar wil begin is om 'n afronding te bring rondom een van die programme wat ons in Desember maand uitgesaai het en vroeg in Januarie ook uitgesaai het. En dit het te doen met die banvloek. In English there's a word, an old English word called an imprecation. En dit is wanneer 'n persoon hulself bevind in 'n toestand waar 'n vervloeking hulle oorhaal het. When a curse has found rightful cause to run its course in a person's life. Nou, wat ek met u wil deel is eintlik fundamenteel. Dis grondleggende beginsels, foundational principles, grondleggende beginsels rondom hoe ons as wedergebore Christene, wie woordberaad is, wie deur die Heilige Gees getroos en gelei word, wie in die bloed van Jesus rein en skoon gewas is, en wie met die gawe van sy geregtigheid beklee is. Ons moet goed verstaan, sodat ons hantering en handeling vir onsself, ons wye kring van familie, bekentenisse en vriende en wie ook al hulp by ons mag soek om vrygemaak te word en verlos te word van 'n vervloeking, dat ons dit in plek het om die saak te verstaan en as sulks dan die saak te kan hanteer. So ons praat rondom die idee van die vervloeking. Nou, kom ons kyk eers in die boek van Spreuke 26. Proverbs 26 says the following words. Ek wil dit graag in die Engels en in die Afrikaans oordra.
Dit sê, in die Engels sê dit, soos 'n voeltjie wegfladder, soos 'n swaveltjie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak. Dit kom nie uit nie. En nog 'n vertaling van dieselfde gedagte is soos 'n mossie in sy vlug en 'n swaalkie in sy vlieg. So kan 'n vervloeking nie op 'n regverdige persoon land nie. In die Engels sê dit, like a swallow in its flight and a sparrow in its flitting, a curse cannot alight on a righteous person. So dit het te doen met geregtigheid, to be righteous. En ek weet, ek het hierdie onderwerp het ek goed gedek en wyd met u bespreek. Geregtigheid, righteousness, what it really is all about. Maar die insig wat uitvloei uit hierdie saak is dat die vervloeking word vergelyk met 'n swaveltjie, 'n mossie, a little bird, 'n klein voeltjie wat wegfladder, 'n swaveltjie wat vlieg. Hy kom soos hierdie klein voeltjie en hy soek 'n plek om te land en te sit. Maar op die regverdige kan hy nie land nie. Dit kom nie uit nie, sê die vertaling. It does not manifest. So, hoe is dit dan dat in sekere gevalle is daar 'n situasie dat 'n vervloeking in plek is? So ons moet die vervloeking verstaan. En ek sê vooruit, die manifestasie van 'n vervloeking is in die persoon, die entiteit van 'n demoon. 'n onrein gees, 'n vuil gees, an evil spirit, an unclean spirit in the person and the entity of such a creature. Curses become manifest, vervloekinge word 'n werklikheid. Maar wat is die grondleggende beginsel vir die toestemming vir die vervloeking? Om dit te verstaan, as geen ander inligting wat 'n mens kan bekom, behalwe dit wat God aan ons verskaf in sy woord. Die woord van die Here, die skrif, die heilige skrif, die Bybel self, die Bybel, die woorde van die Bybel, maak aan ons bekend wat hierdie grondleggende beginsel van die vervloeking is. So, ons lees, om dit te verstaan, gaan ons lees uit Exodus 34. Ek lees hierdie paar skrifte, vers 5 tot 8, en dit lees soos volg. Met die geleentheid, nadat Moses gevra het, om God se gesig te aanskou, om in sy aangesig te kan staan, en dit te kan bewonder, het die Here hom instruksie gegee om die berg op te gaan, en daar in die skeur van die rots skuiling te vind, wat God aan hom verskaf. God sou dan daar die skeur met Moses in die skeur, met sy hand bedek, en vooruit gaan. En net wanneer hy net verby is, sou God sy hand verwyder, sodat Moses die agterstand kon aanskou. Nou ons neem die rekord van hierdie ervaring op in die 5de vers. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom, Moses, gestaan. En hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy, dis die groot H, met ander woorde, dis die Here self, wat uitroep, die Here het geroep en gesê, die Here, the Lord God, is die Engels, die Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en
trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en die vierde geslag. Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval. Laat my toe om vlugteliks dit in Engels te lees. Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before Moses and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. And so Moses made haste and bowed his head towards the earth and worshipped. Nou, let op wat u nou net gehoor het, met betrekking tot die skuldiges, vir wie daar nie verlossing verskaf was nie, of wie nie gebruik gemaak het van die voorreg van verlossing, who did not utilize the privilege of redemption, to be redeemed, to be saved, to be delivered. En hy gebruik hierdie bewoording, hy sê, in Engels sê, by no means leaves the guilty unpunished. Maar net voor dit, sê hy sê wel, met hierdie woorde, hy sê, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe. Voordat die sin eindig, volg hy vinnig en hy sê, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en die kindskinders, aan die derde en die vierde geslag. So hier is 'n geslagsvloek. Die geslagsvloek begin met die persoon wat die oortreding, die ongeregtigheid, die sonde gepleeg het, waarvoor daar geen vergifnis was nie. Die persoon het nie vergifnis gesoek daarvoor nie, het nie aanspraak gemaak op genade nie, het nie gepleit, Here bedek dit met die bloed nie, en dus word dit 'n vervloeking, een geslag, twee geslag, derde geslag, vierde geslag, met ander woorde, die persoon self, die persoon se kind, die persoon se kleinkind, en die persoon se agterkleinkind, the great-grandchild, the grandchild, the child, and the person in his first personhood becomes cursed because there is no forgiveness, no mercy that has been secured, no effort was made to obtain it. But just before that, somehow, he says, forgiving and being gracious and merciful, compassionate, is one of the words that he uses. He uses the word compassion. The Lord, merciful, gracious, long-suffering, abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, meaning 1,000 generations. Met ander woorde, dis 'n seëning, dis 'n saligheidstoestand wat 1000 geslagte vooruit strek, sodra dit bekom was. Andersins nie, as dit nie bekom word, dat jy die langmoedigheid, die sagmoedigheid, die genade, die liefde, die Afrikaanse bewoording is goedertierenheid. As jy dit nie bekom nie,
dan is jou skuld in plek tot die 4de geslag van jou bloedlyn. Hierdie is die grondleggende beginsel agter die idees van 'n vervloeking. Dit begin hier. Dit het al voorheen geskied om sy gang te loop, maar die verklaring en die openbaring om die kennis daarvan in plek te het, om te kan verstaan wat hier gebeur. Nou, God se teenwoordigheid te midde sy volk is die seëning. It is the blessing. The blessing. Groot letters, geonderstreep en beklemtoon. God se teenwoordigheid. So by dieselfde meganisme, wanneer God se teenwoordigheid uit 'n persoon se lewe verskoon word, God verwyder homself van jou lewe. God is nie daar nie. Hy's weg. Dan is dit die geval dat 'n vakuum van waar sy teenwoordigheid was, geskep word. Maar in hierdie wêreld van die natuur word 'n vakuum nie geduld nie. No vacuum is tolerated in nature. And as soon as the mechanics of the physics of the vacuum scenario is established, immediately something of a kindred nature will rush in to fill it. Iets van 'n soort gelyke natuur sal haas om in die vacuum plek in te neem. En ons weet, vanuit die skrif, Johannes hoofstuk 4 sê vir ons, Jesus praat en hy sê, die Vader is ons God, en God is Gees. So, die plek wat God se teenwoordigheid gevul het, is die Gees van God. En wanneer die Gees van God onrein word, dan is dit 'n gees wat dit betree, die onreimde area word betree deur 'n gees. Maar nou weet ons dat dit nie 'n goeie gees is nie. Omdat hierdie gees 'n gees wat straf uitdeel deur 'n banvloek af te doen. En hierdie banvloek word van gepraat wanneer dit sê wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en die kindskinders aan die 3de en aan die 4de geslag. In die boek van Esegiel word die Here Jesus gesinnebeeld as die tempel. Esegiel 47 praat van 'n tempel wat gemeet word om te bepaal of sy toestand geskik is en reg is vir die teenwoordigheid van God se Gees om dit te vul. En soos hierdie tempel gemeet word, met ander woorde, dit was uitgeleef en 'n belewenis vir Jesus Christus by die rivier van die Jordaan. Met Johannes se doop, toe Jesus na Johannes die doper toe gegaan het en gesê, jy moet my doop, en Johannes doop hom toe. En met Jesus se ontmoeting en Johannes se doop, was die bepaling gevind dat Jesus geskik en beskik was om ten volle gevul te wees met die Vader se Gees vanuit die hemel af. Maar in die boek van Esegiel word hierdie insident aan ons bekend gemaak in die gesig wat Esegiel sien. En Esegiel sien 'n gesig van 'n tempel wat gemeet word. En met die meet van hierdie tempel word dit gevind dat dit goedkeuring vind uit die hemel uit, sodat die Gees van God soos 'n rivier water vanuit hierdie tempel se drempel mag vloei. Maar kyk, wat vind ons
En dit help ons om te verstaan hoe hierdie vervloeking in plek in 'n persoon se lewe uitwerkings teneer kan bring wat nie goed is nie. Daar word gesê, soos hierdie tempelse bepaling goedgekeur word water vanuit die drumpel gevloei in 'n oostelike rigting en met elke meet van die water se vloei word die water al hoe dieper totdat dit so diep is dat 'n mens slegs daarin kan swem. Hy kan nie meer loop nie. Vanaf enkeldiepte, kniediepte, heupdiepte, borsdiepte, totdat dit letterlik soos 'n oseaan vloed van God se gees. Maar dan in die lees van die opsomming in die 11de vers lees ons iets baie eienaardig met betrekking van hierdie tempelse water. En hierdie tempelse water is eintlik die gees van God. Dit is die Heilige Gees en die salwing wat nou die mensdom toestroom. Dan sê dit in die 11de vers, sê dit, laat ek net eerstens een gedagte lees voordat ek by vers 11 uitkom. Dit sê, al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbelstroom kom, sal lewe. Nou, dit is die water wat uit die tempel uitvloei. En waar ook al hierdie waters vloei, waar dit in aanraking kom met enigiets waarin daar lewe is, of besig is om te kwyn, bring dit nog lewe. Maar vers 11 sê, die moerasse en kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. In die Engels, dieselfde skrif in die Engels, Ezekiel 47:11. But its swamps and marshes, die moerasse en vlei lande, the swamps and marshes will not be healed. They will be given over to salt. So, ons weet nou dat die moerasse, die vlei lande, die kuile, moerasse, vlei lande, kuile, sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. Die rede daarvoor is, omdat hierdie moerasse en kuile, hy het sy ewebeeld in die lering van die Christen teologie, en is eintlik 'n uitbeelding van 'n onverbeterlike toestand en 'n onbekeerlike toestand. Nou praat ons van mense. Die Engelse bewoording vir onverbeterlikheid en onbekeerlikheid is incorrigibility and unrepentance, an unwillingness to change and to conform with God's demand on you to be converted and to continually be repentant. Onbereidheid van 'n persoon om te verbeter in sy lewenskeuses, in sy standaarde, in sy norme, in sy waardes wat hy aanneem, en dan ook om onbekeerlik voor te kom. Vir dit is daar nie salf om aan te smeer nie, as 'n Afrikaanse spreekwoord. The person cannot be impressed upon to change. It is a nasty scenario. En die uitkoms vir daardie scenario is wat ons in Jeremia vind. Jeremia 17 sê, vanaf vers 5. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, of op vlees, wat op die arm van vlees steun, terwyl sy hart van die Here afwyk.
Hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. Hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en 'n onbewoonde land is so 'n persoon. Nou, ek moet dieselfde in die Engels lees. Dis Jeremia 17. So ek kry hom gou, Jeremia 17. Jeremiah chapter 17. What's it now? Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For that person shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. So, daar het ons om, die fundamentele beginsels van 'n vervloeking. God is nie meer met jou nie. Die toestand van Ikabod het jou oorval. Jy is soos 'n kuil, soos 'n landstuk, 'n moeras, niks ordentlik kan daar groei nie. Dit is 'n vervloeking, omdat demone die reg het om nes te maak in daardie plek. Dit is 'n haglike toestand, dit bly in plek, tot en op die 3de en 4de geslag van 'n bloedlyn. Dit maak dat 'n familie se uitkringe pynhope. The Bible speaks in Isaiah 58 and Isaiah 60, speaks about wastelands, a city of destruction, ruined places, broken down defenses, foundations that are overthrown. Dit begin met iemand, dit begin met 'n oupa grootjie, dit begin na die oupa toe, dit bly met die pa, dit oorval die kleinkind, en dit waag die agterkleinkind in. Maar die goeie nuus is, hulle wie uit Jesus Christus uit voortspruit, is toegerus en bekwaam, om die ou pynhope weer op te bou, om die verlate landgoed wat 'n verwoesting kom word te herstel, om die afgebreekte beskermingsmure weer in plek te bring en die bouvallige fondasies weer reguit te maak. Dit is die vermoë wat berus met God se eikebome, wie sy pragt en praal kan toonbeeld deur die salwing van die Heilige Gees, sodat vervloekinge gebreek kan word, dat jy vrygemaak kan word van geslagsvervloekinge, omdat 'n nuwe dispensasie in Jesus Christus na vore gebring is. Kom ons bid. Vader in die hemel, dankie vir hierdie gesag en hierdie bemagtiging om vloeke te breek, om demone se werksaamheid te kanselleer en al hulle kwaadwerke tot 'n toestand van herstel te bring, sodat kwale en siektes oorval word met gesondheid en genesing, sodat gebrek en verlies oorval word met oorloop van inkoms, en sodat daar opgegaar kan word dit wat goed is vir die mensdom. Dankie Vader vir Jesus Christus. Deur sy wonde was ons genees. Deur sy bloed is ons oortredinge en ongeregtighede vergeld en bedek. En deur sy opstandingskrag is daar nuwe lewe
Ek verklaar dit, die Here behoed en bewaar u. Die Here salf en seën u. Die Here lig die glans van sy guns oor u en wees u genadig. Ek bid dit oor u in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus die Seun van God, in die naam van die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen.